As ons saam met die engele rondom die troon sing, heilig, heilig, heilig is U. Sing tot U eer ons Here, Jesus, want heilig is U. Ons aanbid U vanoggend. Ons sing deur die Heilige Gees, heilig is U. Groot is U, verhewe is U. Here, U is groot. Ons voel soms so klein. Soos Neville vanoggend getuig het dat ons voel klein as ons sien hoe magtig die natuur is. Maar dankie dat U bo dit alles is. Dankie Here, dankie vir die reën. Dankie Here dat dit wat vir ons lyk of dit nadelig is, gaan tot voordeel wees. U gaan goed daaruit bring. Sê vir U dankie Here. Dankie Here dat ons kan kom met ons bekommernisse en ons vrese en dit wat ons pla, kan ons kom na U toe vanoggend. Here, Matteus 11 vers 28 tot 30 sê, U nooi ons uit, U sê kom na my toe, as jy uitgeput en oorlaai is. En kom leer van my, kom neem my juk op jou, want my juk is sag. Kom vat my las, want my las is lig. Jy sal my leer ken, jy sal my leer ken as sagmoedig en nederig van hart. Here, vanoggend kom ons na U toe. Vanoggend gee ons onsself vir U, Here. Vanoggend gee ons lewens weer oor aan U. Al ons planne, Here. Heilig is U, Here, waardig is U. Kom ons vat so 'n paar oomblikke en uit jou hart uit praat net met die Here. Aanbid hom net. Sê dankie vir hom. Waar ons die woord oopmaak, vir ons breek die woord oop in ons harte, leer ons vanoggend in die naam van Jesus. Amen.
Dankie André, Ryan en Veronica. So 'n paar jaar gelede nooi 'n gemeente my uit om te kom preek daar. AGS gemeente, maar 'n meer tradisionele gemeente, en op die verhoog, of daar's nou so 'n kanseltjie en dan het hulle vir my 'n botteltjie water daar en 'n waslappie. En toe die pastoor van die gemeente sê nee, die waslappie is as jy vurig raak, dan kan jy jou afvee. En vanoggend het ek sê ons is nie voorberei nie. Ons moet 'n waslappie in die toekoms hê. Baie welkom almal. En hierdie jaar is 'n jaar van verdieping vir ons almal. Ons kan nie bekostig om dieselfde te bly nie. Ons hardloop na die einde toe wanneer ons Here terugkom, en ons wil elkeen gereed wees as ons Here kom. En die manier hoe ons gereed is om in 'n lewende verhouding met hom te staan, maar ook om besig te wees om te doen die taak wat hy vir ons gegee het. En as ons na die Bybel lees, en ons het nou in ons Nuwe Testament leesgroep hierdie week wat verby was, die bergpredikasie gelees, Matteus 5 tot 7, dan sien ons daar dit wat vir mense belangrik lyk, is nie dit wat vir God belangrik is nie. En daarom het ons nooit die duiwel glo nie, want hy jok as hy vir ons sê, dit wat die Here vir ons gee om te doen, is nie die moeite werd nie. Is nie die moeite werd om te volhard nie. Die Here self sê dat ons moet vas. Toe die skrifgeleerders en die fariseërs hom aankla en sê, maar ons almal vas, maar u disippels vas nie. Toe sê, julle kan nie vas terwyl die bruidegom nog hier is nie. Toe sê, maar wanneer ek teruggaan na my Vader toe, in daai tyd, dan sal my kerk, dan sal die wat aan my glo, vas. En dit is die tyd waarin ons nou leef, is die tyd wat die bruidegom weg is, ons wag dat hy terugkom, en ons moet aanleer om te vas en te bid. Is dit vir almal so, dankie Nadia wat vir ons papiertjie so mooi uitgedeel het. Nou, hierin is net so baie kortlikse samevatting van wat vas en bid is, en die man wat dit opgestel het, is 'n man met die naam Neville Norden, en hy is 'n man wat vas was net deel van sy ritme, van sy lewe as kind van God, so ek gebruik graag dit wat hy vir ons skryf. So vanoggend gaan ons net stil staan by hoekom vas ons, hoekom het ons gemeente 'n week van vas en gebed in die begin van die jaar. Die Bybel leer ons dat wanneer ons vas, is wanneer ons vlees of ons liggaam weerhou van kos, van dit wat vir ons lekker is. En soos ons liggaam ons sê, fokus ons op die Here. En ek gaan in hierdie week so 15 minute videoetjie vir almal stuur, wat ek dink dit alles baie mooi verduidelik. Vas het verskeie forme in die Bybel. Die vas wat die meeste gebruik is 'n vas waar in dagligtyd is daar nie gevas nie, maar daar's vroeg die oggend en in die aand geëet. Daar was vaste soos Daniel en sy vriende wat ryk en lekker kosse uitgesny het en vrugte en groente en grane geëet het. Wanneer ons vas, dan suiwer ons onsself geestelik voor die Here, maar ons liggame word ook gesuiwer. Daarom
vir iemand soos ek wat baie lief is vir koffie, is dit 'n groot ding om elke jaar net water te drink vir ten minste 'n week. Ons vas onsself aan sosiale media, want ons breek die verslawing wat dit op ons het. Die mense wat daai Facebook en selfs WhatsApp en daai goed doen dit op maniere wat verslawing wil kweek. En ons moet dit breek. So vir 'n week lank nie televisie kyk nie. Offer sport op vir die Here. En ek dink is nie net belangrik vir wat ons nie doen nie. Dis ook belangrik wat ons doen in ons week van vas. So dis 'n tyd waarin ons die Bybel lees. Ons het ons leesprogram, maar as ek sê maar ek sny TV en sulke goed uit, YouTube en Facebook, dat ek meer tyd om my in die Here te verdiep. Vra vir die Here, Here, wat moet ek in hierdie tyd lees? Waarmee moet ek my volmaak? So 'n tyd wat ons die Here moet vashou vir gebed. Die Here is wonderlik. Hy roep ons om hom te volg en dan sê hy, ek word nie beïndruk deur jou ekstreme vleesopofferings nie. Ek soek jou hart wat suiwer op my gefokus is. So deur die jare het ek gesien, dis nie wys noodwendig vir iemand wat nog nooit gevas het om skielik niks te eet en te drink vir 3 dae. Maar offer dit wat vir jou belangrik is op. My vriend Graham wat laas jaar hier kom bedien het, vertel vir my, hulle het in hulle gemeente tyd van vas afgekondig en hy sê een vroutjie kom na hom toe en sy sê vir hom, dit is my niks om nie te eet nie, ek vergeet om te eet, ek word nie honger nie, sy is baie gelukkig, die vroutjie, toe sê sy maar ek weet, ek is verslaaf aan my seepies. Is dit 'n vas as ek vir die Here 'n week lank nie seepies gee nie? En hy sê vir haar, ja, ek dink so. En na die week sê sy vir hom, ek het net nie meer lus om dit te kyk nie. Ek vul my tyd nou, daai tyd met iets anders, daai hou vas wat dit op my gehad het, is net weg. Ek sê nie, ons kan nie iets kyk wat vir ons lekker is nie. Want as ek sê, ons mag nie seepies kyk nie, dan gaan iemand anders sê, maar jy mag dan nie rugby kyk nie, en dan sê ek nie, okay, kyk jou seepie. Maar vas is 'n hartsaak. 'n Hartsaak wat ons onsself verootmoedig voor die Here en hom vashou vir deurbrake waarvoor ons bid. Daar was gemeentelede wat laas jaar 'n groot saak gehad het waarvoor hulle gebid het en ek het vir die man gesê ek sal saam met jou bid hierdie jaar vir hierdie ding. Ek sal my vas vir jou gee. En die Here het die fenomenaalste deurbraak gegee in 'n jaar. So dis nie, ons het nie getuienisse van 10 jaar gelede dit gebeur of 5 jaar, dit getuienisse van wat laas jaar gebeur het, wonderwerke. En vas so 'n paar jaar gelede was hier 'n vroutjie Anita in ons gemeente en sy wou so graag swanger word. En ek en Sonja het ons vas vir haar gegee en vir haar gebid dat sy 'n kindjie sal hê. En nou die dag loop ek hulle in die dorp rond en jou kindjie pas my al by my skouer. En hy sê, Here, al die eer, U is getrou. Ek het gesien, dis die beste om vir een ding te vas. Maar die Here is so getrou, hy laat sommer altyd 'n klomp goed in plek val. Maar kies een ding, hou dit voor die Here vir 'n week en sien hoe getrou hy is. Nou, voor ons verder gaan, wil ek net 'n versie lees. Ek in Deuteronomium 26 dink ek.
En dis nou net so 'n bietjie van die vas af, maar dit hou ook daarmee verband. Dit het te doen met die gee van tiendes en offerandes. In Deuteronomium 26 is daar gebed wat ons kan bid as ons vir die Here ons tiendes en ons offerandes gee. En in vers 15 is deel van 'n gebed, dan staan nie, kyk tog af uit die heilige woning in die hemel en seën u volk in hierdie vrugbare land wat u aan ons gegee het. En ek gaan vra Gerard en Neville of julle net vir my sal help met die offermandjies. En kom ons bid dit. Here, ons het 'n voorbeeldgebed, 'n Bybelse gebed nou gelees in Deuteronomium 26 waar u kinders voor u hulle tiendes bring, hulle offerandes bring, hulle tiendes vir u huis en hulle offerandes vir die nood buite u huis. En dan bid hulle en sê, Here, kyk tog af op hierdie land. Kyk uit die hemel neer op hierdie land. En seën ons, Here, want u het vir ons 'n vrugbare land gegee. En vanoggend spreek ek oor elkeen van ons. Daar waar ons werk, dit sal 'n vrugbare land wees. Maar deel van die verhouding met die Here is ook vir hom te gee. Daarom gee ons blymoedig ons tiendes vir ons huis, Here. Daarom gee ons blymoedig na ons tiendes, ons offerandes, want daar is soveel nood in hierdie wêreld. In Jesus se naam. Amen. Gerard, hou net vir my so oomblik, want ek dra by deur SnapScan. Dat ons 'n kodetjie het. Ek is een van die ouens wat nie meer so kontant altyd het nie. Okay. Wie van julle wat saam die Nuwe Testament lees, ons het nou al 10 hoofstukke in Matteus gelees, het al iets nuuts raak gelees. Sien sulke julle kan maar nie skaam te wees nie. Is dit nie wonderlik hoe die Here vir ons sy woord oopmaak nie? Hoe hy dinge wat ek dink, wat mense dink jy ken, wat jy net laas keer toe mense dit gelees het, het een ding jou opgeval, hierdie keer val iets anders jou op. Ek het hierdie Desember die boek Jesaja gelees. En die boek Jesaja het 66 hoofstukke. En dit beteken so min of meer 2 hoofstukke 'n dag. Wat lekker is as mens op vakansie is en rus meeste van die tyd. En ek was so verbaas dat die Here iets oor vas vir my geleer het. Ek het nie gedink dit gaan gebeur nie. Ons moet na die woord van die Here toe gaan met 'n verwagting. 'n Verwagting dat die Here met ons gaan praat. Nou, Jesaja het 3 dele. Die Jode praat van die 3 boeke van Jesaja. Die eerste boek is Jesaja 1 vers 49. Tweede boek Jesaja 50 tot 55. En Jesaja 1 tot 39, Jesaja 40 tot 55 en dan die derde boek is Jesaja 56 tot 66.
Nou, kom ek net hierdie agtergrond gee, die stukkie wat ons gaan lees het 'n spesifieke konteks. Nou, die eerste 39 hoofstukke van die boek Jesaja gaan voor die Israeliete in ballingskap weggevoer was, voor hulle uit hulle land uit as gevangenes weggevat is. En in daai eerste 39 hoofstukke roep die Here die volk heeltyd op, bekeer julle, kom terug na my toe. Los hierdie ander goed wat vir julle te belangrik word, is julle afgode en al daai goed, kom terug, want as julle nie dit doen nie, gaan julle die gevolge van julle dade moet ervaar. En die volk het hulle nie bekeer tot die Here nie. En toe word hulle weggevat in ballingskap. En daar kry ons Jesaja 40 tot 55. En dit is die tweede boek wat gaan oor terwyl die Israeliete in ballingskap is. En daar kry ons baie dat die Here in sy liefde, in sy genade, sy volk bemoedig, sy volk troos, vir hulle sê, hou net vas. En dan die derde boek, 11 hoofstukke, Jesaja 56 tot 66, gaan toe die Israeliete weer terug is, na 70 jaar, kom hulle weer terug in die beloofde land. Maar die beloofde land het vir baie van hulle nie uitgewerk, soos hulle verwag het dit gaan nie. Hulle het 'n verwagting gehad van die Here se seën en sy genade in die beloofde land, en dit gebeur toe nie so nie. En ek dink baie keer voel ons so. Voel jy, Here, ek het hierdie uitdagings wat net aanhou in my werk. Die dinge moes al gedraai het vir my, dit het nog nie gedraai vir my nie. En dan sê die Israeliete, en julle kan saam met my oopmaak by Jesaja 58, ons gaan vers 3 en vers 10 lees. In Jesaja 58 vers 3 praat hulle oor vas. En ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, hulle sê, hulle vra, waarom het ons gevas, maar u sien dit nie? So waarom vas ons, Here, is dit die moeite werd? U sien dit nie, dan sê hulle, ons het ons verootmoedig, maar u kom dit nie eers agter nie, u het dit nie opgelet nie. En dan kom die antwoord, dus omdat julle op vasdae net julle eie plesier najag, en die mense wat julle in julle diens is, nog harder laat werk. So die volk sê vir die Here, die Israeliete, hulle sê, Here, ons vas, Here, ons verneder onsself voor u, en dit help nie. En toe sê die Here, ja, want julle jag net julle eie plesier daar. Selfs in julle vastyd, stel julle dit wat vir julle plesier gee nog voorop. En dit is 'n rede hoekom ons die dinge wat vir ons plesier gee moet opgee wanneer ons vas. Soos sosiale media, soos ons sport. Dan sê hy, julle lewens wys nie liefde nie. En dan vers 10 sê hy sê, as jy kos gee vir die wat honger is, en hulle help wat verdruk word, sal jou lig skyn in die donkerte, en jou nag sal word soos helder dag. So die Here sê vir ons, iets moet gebeur wanneer ons vas. Dit is 'n tyd van opoffering vir die Here. Dis 'n tyd waar ons bid, maar ons bid op 'n spesiale manier. Ons bid deur kos op te gee. Ons bid deur net water te drink, en ons liggaam gaan deur 'n proses wat nie lekker is nie. Maar dan is dit ook 'n tyd wat ons moet verootmoedig voor die Here, wat ons na onsself moet kyk en sê, Here, ek sien dinge in myself wat nie pas by 'n kind van u nie, en ek gee dit vir u. En die Here sê, vastyd moet 'n tyd wees waar jy verander. 'n Vastyd moet 'n tyd wees waar jy goed doen, waar jy liefde uitleef. Hy sê in vers 10, waar jy lig laat skyn. En
Ons moet iets hier raak sien in Jesaja 58 vers 10, want in Jesaja hoofstuk 9 praat die Bybel van die Messias wat gaan kom. En dan begin vers 9, vers 1 sê, en daar was 'n groot duisternis op die wêreld. En die duisternis, die rede vir die duisternis was die dood wat in die wêreld gekom het. Maar God stuur 'n lig om te skyn. En wie is daai lig? Dit is Jesus Christus, want dan staan daar verder in hoofstuk 9 van Jesaja, vir ons sal 'n seun gebore word. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, vredevors. God, magtige God. Jesus is ook God. Ewige Vader. So die Messias bring die lig, maar nou kom die Here en sê in Jesaja 58, die wat in die Messias glo, moet daai lig wat hy gebring het verder dra. En wanneer ons vas, dan lê ons onsself neer voor die Here, want ek kan nie die lig van die Here uit my laat uitskyn as ek net te vol is van my eie dinge, my eie bekommernis en al my eie dinge nie. Ek moet myself neerlê en dit wat in my is by die Here afpak. En dan kan ek vol word van hom en dan kan sy lig deur my skyn. So eintlik sê die Here, die volk kla die Here aan. Ons kwaad vir die Here. Hulle sê vir die Here, Here, ons vas en ons verneder onsself voor U in hierdie vastyd. Daar in Jesaja 58 sê hulle, Here, ons gooi as op ons koppe, ons doen al sulke goed. Dan sê die Here, ja, maar julle verander niks. Dis hoekom julle vas niks beteken nie. So vastyd moet 'n tyd wees waar ons verander. En niemand van ons kan verander deur harder te probeer nie. Weet jy, stel dit 'n bietjie op die proef. Probeer harder. Dan kyk of dit 'n dag hou. Wanneer verander ons? Ons verander wanneer ons onsself aan die Here oorgee. Wanneer ons self voor die Here neerlê. Wanneer ons sondes bely voor die Here. Wanneer ons vir die Here sê, Here, ons kan nie meer nie. Here, ek het niks om te gee nie. Kom maak U my vol. So toewyding aan die Here bring verandering en vas is 'n baie spesiale manier van toewyding. Ons vas vir 'n week aan die begin van elke jaar. En dit is om ons mense te leer vas, sodat as jy nodig het om te vas later die jaar, dit makliker is. En laas jaar was daar 'n gemeentelid wat deur 'n beproewende uitdaging gegaan het en hy het in daai tyd begin vas. Sonder dat die res van die gemeente weet of ook vas, want hy het iets geleer daar. Daar kom deurbrake wanneer ons vas. So die 3de boek van Jesaja begin deur 'n hoofstuk te gee oor vas en wat moet gebeur as ons vas? Hoe moet ons reg vas? Ons vas reg wanneer dit 'n hartsaak is. Wanneer ons die Here vashou, maar wanneer ek ook my leeg maak van myself en my vol maak van die Here. Want die Here sê as ons vas en ons laat nie toe dat hy ons lewens verander nie, dan help hy vas niks. Dan kan die lig van die Here nie uit ons skyn nie. Maar dan net so 'n paar hoofstukke aan in Jesaja 62. Nou moet ons onthou die konteks is hoe om reg te vas. En dan sê Jesaja, hy sê, omdat ek Sion liefhet en na Jerusalem verlang, kan ek nie stil bly nie. Ek sal nie ophou om vir die stad te bid nie, totdat daar vir haar geregtigheid kom, soos 'n nuwe dag en haar redding soos 'n fakkel brand nie. So Jesaja sê, Here, as ek kyk na die heilige stad, die stad waartoe ons almal wou terugkom, as ek kyk na Sion, en Sion is 'n spesiale naam vir Jerusalem, want dit wys na die berg waar God teenwoordig is.
Hy sê, Here, ek kan nie stil bly nie. En dit is, die konteks hier is, Jesaja sê, Here, ek kan nie voor U stil bly nie. Here, ek sal nie ophou om te bid nie. En die vraag vanoggend is, hierdie groot ding, Jesaja het een ding gehad, waarvoor hy gevas het, en waarvoor hy gebid het, en dit was dat Jerusalem herstel moet word. Maar wat is my Jerusalem? Wat is jou Jerusalem? Wat is nou die groot ding, waarvoor jy voor die Here moet vas? Hy sê, ek sal nie stil bly nie, ek sal aanhou bid, ek sal nie vashou, tot die verandering gebeur. En dan sê hy volgende ding, in Jesaja 62 vers 6, hy sê, maar ek gaan nie alleen bid nie, ek gaan mense kry om saam met my te bid, en kyk hoe mooi sê hy dit, hy sê, ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag bid, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Ken julle hierdie vers? Julle het dit al gehoor, is dit nie, dis 'n gedig. Maar Jesaja sê eers, ek gaan self bid, en dan sê hy, maar ek gaan mense kry, om saam met my te bid. En ek en Sonja vas vir een ding elke jaar. En in ons tyd op Hoedspruit het ons 2 keer ons self prys gegee en vir iemand gebid vir hulle Jerusalem. En toevallig en nie toevallig nie, prys die Here al 2 kere het die Here 'n wonderbaarlike deurbraak gegee. Die Here wonderwerk gedoen. So moenie skaam wees as jy deur 'n moeilike tyd gaan, om 'n broer en suster te vra, bid saam met my nie. Jesaja sê, ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag bid. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Maar ons kan nie hierdie lees en nie Jesaja 58 as konteks hê nie. Want die konteks is Christene wat God vasgryp in gebed, maar wat op die regte manier vas. Op die manier vas om te sê, Here, ek maak my leeg van myself, sodat ek vol kan word van U, sodat U lig deur my kan skyn. En as ek op daai plek is, dan bid ek mos anders. Dan kan ek bid vir die deurbrake van die Here. Kom ons vat so 'n oombliekie of 2 en dink net, word net stil voor die Here en sê, vra vir die Here, Here, wat is die saak waarvoor ek moet bid in hierdie week? Wat lê U op my hart? Waarvoor moet ek U vashou? Ek dink vir die meeste van ons is dit nie moeilik nie. Wat is daai saak wat net voor jou opkom? Toe ons dogter in die laerskool was en ons vas, toe sê ons vir hierdie week, wat wil jy opgee vir die Here? En toe sê sy, lekker goed. En dit was al vas. Toe sê ons maar, vir wat bid jy? En toe sê sy, ek wil vir 'n maatjie bid. So ons kinders kan saam vas. Maar God kyk na die hart. So dit wat jy vir die Here opgee, dit moet 'n hartsaak wees, nie 'n wet ding nie. Die Here is nie beïndruk met die wet nie. Hy's net beïndruk met die wet waar dit kom by sy seun. Psalm 19 sê die wet is volmaak en Jesus is volmaak. Maar Paulus kom, dan skryf hy in Galasiërs wat ons laas jaar gelees het, in Kolossense, die wet is 'n vloek. Die wet is onvoldoende.
So dit gaan nie oor my eie pogings nie. Dit gaan om my hart voor die Here. Terwyl ek net hier staan, Andre, ek kry net op my hart vir jou Psalm 37 vers 4, verlustig jou in my, sê die Here, en ek sal vir jou gee die begeertes van jou hart. En dit is my so lekker om te sien hoe jy die Here aanbid en aanbidding lei. En Andre is 'n voorbeeld vir elkeen van ons, want hy het eers 'n paar jaar gelede gitaar opgeneem. Net lank net by die musiekspan geoefen en toe deel gewees en vandag is hy een van ons leiers. Maar ek sien jouself verlustig in die Here wanneer jy aanbid en die Here sê ek sal jou begeertes gee van my hart. Ek wil vanoggend GP, ek kry net op my hart dat die Here sê as ek na jou kyk, kan sien ek vir Daniel. Toe die engel Gabriël aan Daniel verskyn, toe sê hy vir hom geliefde man van God. En terwyl ek Jesaja gelees het ek 'n naam vir julle huis gekry, Jesaja 32 vers 18. Ek het dit ek het vergeet waar staan dit, maar Jesaja 32 vers 18. Kom ons word stil voor die Here. Sit by iemand net en sit net jou hand op iemand se skouer. En bid vanoggend vir daai persoon. Dalk gee die Here vir jou skriffie vir hom. Vanoggend het ek 2 skriffies gekry, vir Andre skriffie, vir GP skriffie. Dalk gee die Here jou skrifgedeelte. Dalk gee net ietsie om te bid. Bid vir die persoon langs jou. Sê vir die Here, Here, ek seën hierdie broer of suster. Here, lei hulle om te verdiep in U. Lei hulle dat hierdie week van vas en gebed hulle diep vasmaak aan U. Dat nie een van ons na die vas dieselfde sal wees nie, maar dat ons sal verander. As jy klaar vir daai persoon gebid het, die persoon waarvoor jy gebid het, sit jy jou hand op die ander een se skouer en bid vir daai persoon. Paas en maas, sit julle hande op julle kinders se koppe. Sê my kind, ek is trots op jou. Ek is tevrede met jou. Ek seën jou. Ek seën jou hierdie jaar in die skool. Jy sal jou lig laat skyn, want die Heilige Gees sal jou help. Word 'n oomblik stil en vra vir die Here oor hierdie vas. Sê Here, ek het dalk nog nooit gevas nie, maar U sê wanneer U nie meer hier is nie, dan sal U kerk vas. So ek wil vas, Here. Lei my hierdie week. Miskien vas jy 1 dag, miskien vas jy 1 ete. Maar ek bid Here dat U elkeen sal seën op hulle vas. Dat ons elkeen sal verander in hierdie week wat kom. Dat ons sal verdiep in hierdie week wat kom. Dat ons sal baie meer tyd maak vir die woord in hierdie week. Tyd maak om te bid, tyd maak vir lofprysing en aanbidding. Andre, wil jy en Ryan en Veronica nie vorentoe kom nie? En dan sluit ons af met 'n aanbiddingslied. Want dis mos waar vasgaan is om die Here te aanbid en net nader en nader aan hom te kom. Kom ons staan almal op.
gaan hallo. Testing 1 2. Ek het nie 'n mikrofoon nie wat werkie. Dis aan. Sorry. Sorry. Mikrofoon is aan. Testing 1 2. Okay. All right. Kom ons doen dit. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your love in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your love in our lungs. So we pour out our praise to you, holy. You give life. You give life, you are love, bring light to the darkness. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your love in our lives, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your love in our lives, so we pour out our praise to you, Lord.
stuur julle uit met die seën van die Here. Bid sy seën, sy vrede, sy blydskap en sy vreugde oor julle. En mag julle in vrede gaan in Jesus naam. Amen. Ja, en almal wat gebed nodig het, asseblief kom na vore toe dat ons vir julle kan bid. I wanna dance like David. I wanna